Hallo en baie welkom by die episode van Bitterlekker Smaak My. Vandag praat ons flieks. Die nuus, die goeies, die teleurstellings en natuurlik die wat jy eenvoudig moet gaan kyk. Maar ek het gedink, as ek nou iemand langs my het wat al vir dekades vir Suid-Afrikaners vertel wat die moeite werd is om te kyk, wil ek nie net weet wat hy van die flieks dink nie, ek wil 'n bietjie weet van die man wat hulle kyk. So Leon, welkom hier by Bitterlekker Smaak My. Dankie Jessica, ek is bly om hier te wees. Oh, awesome. So Leon, jy kyk al vir dekades professioneel na flieks. Kan jy nog ooit net 'n fliek kyk of ontleed jou kop hom outomaties? Jessica, dis 'n wonderlike ding. Daar's 'n Robert resensent jare gelede by wie ek eintlik geleer het, maar ek het haar rubrieke gelees, Pauline Kael, wat gesê het die wonderlikste oomblik vir haar in haar lewe is when the lights go down. Dis as jy in die teater sit en dit raak donker, dan dink jy, hier kom 'n ongelooflike avontuur. En wat ek probeer doen is, ek probeer altyd vir my sê, hier kom 'n heeltemal 'n nuwe ervaring. Stel jou oop vir daardie ervaring. Moenie vooraf opgestelde idees hê nie. So, dis my elke keer lekker om na iets te kyk want ek weet nie wat kom nie. Ek weet daar kom 'n fliek, maar ek weet nie wat gaan gebeur nie. En soms is daar net 'n naam en jy dink ag nee, wat, dit klink nie vir my na iets nie. En dan is dit soos The Perks of Being a Wallflower. En dan skielik kom hierdie fantastiese roprent daar uit. So nee, ek raak regtig nooit moeg nie en ook as ek resensies skryf, probeer ek om van klisjées af weg te bly, soos, moet dit nie misloop nie, daardie soort van of, dis 'n goeie fliek. Hoeveel keer kan 'n mens sê, die woorde fisies, die fliek is goed, so ek probeer elke keer, kom ons sê nou maar, hierdie fliek gaan jou tone laat omkrul van skoene lekker kry. So iets, jy weet dat jy nie elke keer dieselfde ding op dieselfde vervelige manier sê nie. Nogmaal daaroor, nee, definitief. Ek dink ons is ook so gewoond daaraan om alles net oor en oor op dieselfde manier te sê. En ek dink dit is baie amazing dat jy besluit het om daai pad te stap deur om te sê ek gaan dit op 'n ander manier doen. Ek dink dit is ook wat jou regtig uniek maak. Weet jy, dis lui dink, soos mens lui skryf kry, wat jy in klisjées skryf, is dit lui dink. Jy moet elke keer dink, is daar nie 'n ander manier waarop ek dit kan sê nie. Want op daai manier trek ek die mense se aandag opnuut, as wat hulle sou sê, hoe is dit alweer hy, wat nou weer gaan sê, dis 'n slegte fliek, jy verstaan. Definitief. Nee, ek verstaan verseker. En dit laat my eintlik wonder of 'n film jou nog heeltemal kan vang. So wanneer laas het jy 'n fliek gekyk wat jou so ingetrek het dat jy vir 'n oomblik vergeet het jy moet hom resenseer? As ek na 'n roprent kyk, dan dink ek net daaraan, behalwe as dit 'n regtig slegte film is, jy moet dit resenseer nie. Kom ons sê maar The Odyssey. Ek het glad nie verwag wat ek daar gekry het nie. Nou The Odyssey het vreeslik baie kritiek gekry. Dit is nou bly nou nie getrou aan die oorspronklike teks nie en daar sekere karakters uitgehaal, maar om te sien wat Christopher Nolan visueel gedoen het, ek het eintlik nog nooit so iets gesien nie. Miskien het hy te veel op die visuele gekonsentreer, te min op die karakters, maar dit het my nie eintlik geplan nie. Dis eers nadat ek by die huis gekom het, dan maak ek gou aantekeninge. Ek skryf myself net iets soos wat ek nou gesê het hier, skryf ek net gou neer. En dan laat ek hom lê vir 'n dag of twee, dan skryf ek my resensie, ek laat hom weer lê, veral ontbytsake. Ek skryf dit, kom ons sê maar op 'n maandag, en dan wanneer ons dit opneem, dan sou daar 'n paar dae verloop het. En as ek weer na die teks kyk, dan dink ek, genade, hoe kon jy dit gesê? Dan verander ek die sin, of ek sê dis alweer op dieselfde ou manier, doen dit bietjie op 'n ander manier, of as jy doodseker jy's reg oor hierdie rolprent. So mens moet dit altyd vir 'n rukkie laat lê, maar ek outomaties terwyl ek sit en kyk, ontleed ek, selfs toe ek 'n kind was, onthou ek my ouers het altyd gesê, hulle wil my nie saam, ons het inry teater toe gegaan, hulle wil my nie saamvat nie, want ek het te veel gekritiseer en te veel gepraat oor die dinge wat reg en die dinge wat verkeerd is. En my pa het altyd vir my ma gesê, man, bly stil, want hy dink anders oor die dinge as ons. En toe het ek later besef, maar ek moet stil bly, en ek moenie my mening of my opinie voor die tyd gee nie. So ek kyk na iets, ek stel my heeltemal daarvoor oop, en na die tyd besluit ek, maar ek kan soms, as ek saam met vriende uitgaan, net sit en net lekker fliek of selfs na 'n televisiereeks kyk en dit net suiwer geniet. Dit is nogals ongelooflik en ek hou van die manier wat jy half jou eie gedagtes uitdaag oor wat jy oorspronklik oor iets gedink het en as jy na die tyd nou na dit terug te beweeg, dat jy half voel, wag 'n bietjie, ek dink hierdie kan dalk 'n bietjie anders te gesê word of
ons kan dalk miskien hierdie manier van verduideliking omswaai en heeltemal iets anders te doen. Dit gaan ook dat as 'n mens na die lokprente kyk, die trailers, want die trailers of die lokprente wys altyd. Soms net voordat ek hiernatoe kom, dan kyk ek gou weer na die lokprent en dan sê ek, my genade, ek het daai stuk vergeet. Ek het dit nie raak gesien nie. Dis 'n baie pertinente tema, ek moet dit uitlig. Dan herskryf ek gou daardie gedeelte en neem dit dan so op. Dit is awesome, ek is mal daaroor. Dit is dis regtig eintlik half inspirerend. Jy het waarskynlik duisende flieks gesien en amper elke triek in die boek al raak gesien. Wat kan 'n filmmaker vandag nog doen wat jou kan verras? Iets oorspronkliks om vir 'n ou storie nuwe klere aan te trek. 'n Baie goeie voorbeeld en min mense sou die fliek gesien het is Obsession. Dis 'n so klein fliek wat gemaak is op ek dink $700,000. Gewoonlik kos 'n fliek, kom ons sê nou maar Spider-Man het gekos $280 miljoen. So as jy 'n fliek maak vir onder $1 miljoen, beteken dit dis baie min geld. En die ou het weer een van daai rolprente gemaak van 'n net baie kortlikse ouetjie wat 'n meisie tuister. Maar jy het dit nou al soveel keer gesien en die draai wat daar skielik in die storie kom, die manier wat dit vertel is, die onskuld waarmee so 'n storie vertel word, die oorspronklikheid waarmee dit vertel word, die manier waarop die jong regisseur, hy's 19, na sy karakters kyk en dit vir ons op 'n ander manier aanbied, het my totaal gegooi. So die rolprent was so gewild, het dit tot dusver, dink ek $300 miljoen gemaak en dit het $700,000 gekos. So jy moet besef dat dit meer mense as net my gevang. En ek is so bly as ek 'n thriller sien en thrillers is eintlik my gunsteling wat my nog bang maak, wat my laat dink daar's van verskriklike goed wat in die wêreld gebeur, want soms sien jy iets soos John Wick en daar word 700 mense doodgeskiet en jy voel ongelukkig niks vir een van hulle nie, is verskriklik, want die persone word doodgeskiet, maar in hierdie een, as daar iets met een van daai karakters gebeur, is dit vir jou so 'n slag wat geslaan word, dat jy amper voel of iemand warm koffie in jou gesig gooi. Jo, ek dink nie ek het al ooit daai fliek gekyk nie, maar jy praat nou so van hom, ek gaan dis die eerste ding wat ek gaan soek as ek by die huis kom, verseker. Dit gaan binnekort op stroming wees, maar dit wys steeds in teaters na 3 maande nou. Ek het nie eers geweet nie, hoor nou net vir my, nê. So, resensies bly natuurlik ook 'n mening op 'n spesifieke oomblik. Het jy al ooit 'n fliek 'n swak resensie gegee en jare later gedink, weet jy wat, ek was verkeerd? Dit gebeur eintlik by my andersom. Ek gee 'n fliek 'n goeie resensie, veral as 'n mens jonk is. Kyk, dit hang af. Kom ons sê net met Dr. Zhivago. Ek het dit gesien as 'n skoolkind van omtrent 14. En dit was vir my so mooi. Dis steeds my meesterstuk. Maar toe ek dit nou weer kyk onlangs, toe dink ek daardie tonele wat ek liries oor geraak het, is nie regtig so goed as wat ek gedink het dit is nie. Nie dat ek iets teen David Lean sê nie, maar mense het dit later te veel en te dikwels gesien. Dit hang af waar jy op die oomblik was toe jy die fliek Dead Poets Society, toe jy daardie fliek gesien het en as jy weer daarna kyk, dan sien jy klein foutjies, klein goedjies wat nie werk nie, maar ek sal nie daarop klem lê nie of die aandag daarop vestig nie, want partykeer hoor mense net die negatiewe. Kom ons sê nou maar dit het al gebeur dat ek 80%, 98% 'n goeie resensie gee. En ek sal een reël sê, die dialoog kon 'n bietjie gemakliker gewees het, dan sal die opskrif van die resensie wees, Leon sê die dialoog is onnatuurlik. Terwyl die film 98% 'n positiewe resensie gekry het. So ek is baie versigtig hoe ek dit sê en wat ek sê. Eerens moes hierdie liefde vir film natuurlik begin het. Watter film het eerste vir jou die jong Leon laat besef, hierdie is meer as vermaak, ek wil verstaan hoe films werk? Dit was Daardeur in die Bosveld van Jamie Uys. Ek was 'n klein seentjie, my oupa en ouma het in die destydse Bechuanaland gewoon. Ons het met die Jeep omtrent 40-50 km gereis, het nie meer, was nie 'n myle daai tyd nog, Francistown toe. Daar het wat my oupa genoem het 'n bioskoopprent gewys in 'n skoolsaal of iewers met die naam van Daardeur in die Bosveld, en dit was Jamie Uys. En oupa wou dit vreeslik graag sien. En daar was 'n groot getal Afrikaanse boere in daai omgewing gewees. En ons het in die saal ingestap, ek dink dit was 'n laken of 'n ding wat voor die muur was, en die rolprent het begin en die boere was almal baie stoere, waardige manne gewees. Hulle daar gesit en ek het ook daar gesit. Ek moes op 'n kussentjie sit want ek was te klein om behoorlik te sien.
En toe kom ek agter dat wat daar gebeur, die toneel waar Jamie Eis die hek oopmaak en die hek die hele tyd toe gaan en hy probeer deur hy voor die hek toe gaan. Daai spesifieke toneel het die boere, fisies boere wat boer op die plaas, so laat lag. Ek het my kyk aan hierdie mense en ek het gedink, ek het na hierdie hele gehoor gekyk en gesien die gehoor was in ekstase. Ek bedoel daar het 'n man in die paadjie gelê en rol van die lag. My oupa wat nooit werklik gelag het nie, het uitbundig gelag en ek het gedog, kan daai beelde op die skerm, en onthou ek het nie geweet wat 'n beeld op 'n skerm nie, ek het dit nog nooit gesien nie. Dit was in die 50s. Kan daai beelde so invloed op 'n mens hê dat dit mense heeltemal kan verander? En ek onthou ook toe my ouers gekyk het na die kandidaat van Jans Rautenbach, het hulle na die tyd geweldig gesit en praat in die kar oor politiek en oor sekere dinge wat destyds in die politiek gebeur het. Ek het hulle nog nooit so intens oor 'n rolprent hoor praat nie en ek het weer gedink, maggies het daai beelde wat ek kon die subteks al raak sien. As daai beelde wat daar is, hulle so kon reageer, hulle so kon dit verander dat dit eintlik hulle opinie wat nou al jare lank in hulle ingedrul is, verander, dat dit fantasties is wat rolprente kan doen. En ek sê altyd, 'n goeie rolprent is die volgende: as die persoon wat uit die teater stap, anders is as die persoon wat ingestap het, dan weet jy, dis 'n goeie rolprent. En dis wat met hulle gebeur het. Hulle het dus ander mense uit die kandidaat en Katrina gestap. Ja nee, dit is eintlik 'n film voel ek ook moet daai jy weet waardevolle kant van jou kan uitbring en ek dink dit is ek stem 100% saam met jou. Ek het dit nog nooit gehoor nie, maar ja, dis nogals ietsie wat 'n mens definitief die film moet dan ietsie in jou kop krap, jy weet, of dit moet iets wakker maak in jou. Kom ons sê maar Amadeus byvoorbeeld. Ek het nooit geweet wat die woord destyds mediocrity beteken nie, jy weet, en toe hy gesê het aan die einde, I speak for all mediocrity, toe dog ek, daar sit ek dalk ook. Ek is dalk ook van hierdie mense wat so ondergemiddeld en so vervelig is, dat ek dit net nie besef nie, en net daai woord, I speak for all mediocrity, het my laat besef, probeer alles wat jy doen, op die beste manier doen, wat jy kan. Wel, ek kan jou definitief sê, jy is nie deel van daai, vandag nie, definitief nie. So, jy het natuurlik nie net ander mense se stories beoordeel nie, jy het self van Suid-Afrika se bekendste stories geskep. Is dit moeiliker om 'n storie te skep wanneer jy presies weet wat alles met 'n storie verkeerd kan gaan? Dis 'n interessante vraag, die feit dat jy sê wat met 'n storie verkeerd kan gaan, nie hoe die storie gaan eindig nie, want ek weet, byvoorbeeld met Belade Verenkeling, hoe hy begin en hoe hy gaan eindig. Hoe ek daar gaan uitkom, is ek altyd onseker oor. Ek weet, sekere goed moet gebeur, maar soms kom daar skielike toneel in jou gedagtes op. Ek skryf op die oomblik 'n radioverhaal wat dieselfde gebeur. Ek skryf dit en dan kom skielike toneel in wat sê, plaas my hier. Ek wil hier wees. Ek wil my hier sê, of 'n karakter sê, ek wil nie daai woorde sê nie, ek wil hierdie woorde sê. So dis die hele tyd by my 'n gestoei met die storie, met die manier waarop ek die storie vertel, en ek is mal oor daai stoeiproses, want dit verhoed dat jy verveeld raak, omdat jy so baie skryf, want jy probeer altyd om goed op die beste moontlike manier te vertel, en ek dink altyd, mense gee 'n kwartier of 'n halfuur of 'n uur van hulle lewens aan my stories af. Ek wil nie hê hulle moet verveeld raak, of hulle moet dink, hoekom sit ek hier na en kyk nie. Dan moet altyd iets gebeur wat hulle bietjie laat regop sit, wat so bietjie die asem laat intrek. Bietjie on the edge of your seat. Of hulle kan lag daaroor, of iets wat jy skryf, die manier wat 'n karakter 'n ding sê, jy weet die slimmigheid waarmee hy tevoorskyn kom, verander soms die manier wat die res van die toneel gaan verloop. En om daai reël uit te dink, hy kom partykeer net in my kop in. Partykeer sal ek 'n snaakse reël hoor wat iemand sê, dan sal ek dit op 'n stukkie papier neerskryf, en wanneer ek by die toneel kom, dan skielik kom daai stukkie papier se toneel in my kop in, en ek sit hom daarin. En dan werk hy en dan stuur hy die toneel heeltemal na 'n ander rigting. So, ek kan vir ure hieroor praat. Dit is maar net hoe 'n storie werk, maar jy moet altyd sorg dat jou storie jou altyd bly interesseer, veral as jy 'n lang sepie skryf. Want die oomblik wat jy begin verveeld raak met wat jy skryf, moet jy ophou, of iemand anders moet oorneem. So ek sorg altyd dat ek dit so skryf dat ek geïnteresseerd is, want dan dink ek my kyker of my leser of die luisteraar gaan steeds geïnteresseerd wees daarin. Nee, ek stem 100% saam met wat jy sê. Ek en my man sit altyd en
so sê maar die eerste episode van 'n goeie series kyk of so, as hy ons nie onmiddellik vang nie, dan besluit ons net daar, ons gaan nou nie hierdie nou kyk nie. Ons gaan nou heeltemal iets anders te kyk. Die belangrikste is as jy skryf is daai eerste 2 of 3 bladsye. Wanneer ek 'n teks beoordeel en ek beoordeel vreeslik baie tekste, dan kyk ek spesifiek veral na bladsy 1. Ek kyk wat is die heel eerste ding wat gebeur. Nie iemand wat sit en koffie drink en sê oor die koffie is lekker en kan ek nog 'n bietjie suiker kry nie, maar iemand wat 'n koppie koffie byvoorbeeld sou vat en dit in iemand se gesig gooi. Ek gaan nou na die Dis baie extreme meer toe. dramaties, Dis baie né? meer dramaties. Dan gaan ek dink, wat gaan hier aan? Hierdie koppie koffie het skielik 'n baie spesiale betekenis gekry. Of as gif in die koffie, wat jy net voor die tyd sien iemand gooi gif in die koffie in. Ja. So daai eerste bladsy, eerste 2 bladsye moet jy onmiddellik gryp, vasvat en die grondslag lê. Dis amper soos die plan wat jy teken vir 'n huis. Moet daai grondslag lê dat jy verder wil kyk of verder wil lees, of dit moet jou nuuskierigheid prikkel, want jy moet dink, wie is hierdie mense? Hulle lyk vir my interessanter as die gewone mense wat ek elke dag teekom, of hulle praat 'n interessanter taal as waarna ek gewoond is, of hulle praat soos regte mense. En dit is nie ongelooflik dat hierdie skrywer dit kan regkry om halwe sinne te skryf, iemand wat mekaar in die rede val, iemand wat 'n idiomatiese uitdrukking sommer gemaklik gebruik nie. Is dit nie wonderlik dat daai skrywer soveel moeite gedoen het nie? So ek moet die moeite doen om hierdie hele teks te lees of om die hele fliek te kyk. Ja, wel, ek dink ek weet nou hoekom jy so bekend is. Een van haar stories het natuurlik deel van Suid-Afrika se kultuurlandskap geword. So wanneer jy vandag na Belade vir 'n enkeling kyk, kyk jy daarna soos die man wat dit geskryf het of soos die resensent? Resensent. Ek sou byvoorbeeld na Belade vir 'n enkeling onthou dit het 1985 begin. Toe was ek heeltemal 'n ander mens gewees toe ek dit geskryf het. Ek was nog nie so ervare of lewenswys in aanhalingstekens soos wat dit nou is nie. So ek het daai reeks klaar geskryf toe ek die roman later die film skryf. Toe het ek baie meer lewenservaring, lewenswysheid gehad. So 'n sekere situasie, soos kom ons sê nou maar 'n seun wat kwaad is vir sy ma, het daai spesifieke situasie, hoekom hy kwaad is vir sy ma en hoe sy reageer, verander. Jy het steeds dieselfde situasie, maar wat hulle vir mekaar sê en wat onder die dialoog lê, die subteks, ek is baie lief vir subteks, met ander woorde dit wat nie in woorde gesê word nie, maar wat jy steeds moet optel. Daarvoor is ek dis vir my baie belangrik. Maar die belade wat ek geskryf het toe ek omtrent laat 20's was en die belade wat ek geskryf het as 'n film omtrent 10 jaar gelede is dieselfde storie maar heeltemal anders vertel, want ek het toe die karakters en die storie eers regtig verstaan. En ook, mens moet soms 'n bietjie van 'n afstand van jou eie storie afkry, want toe ek dit oorspronklik geskryf het, was ek reg binne in daai storie. Ek het binne in hom rondgeloop saam met die karakters. Nou kon ek daarin slaag om bietjie 'n afstand te kry en ek het natuurlik 'n wonderlike regisseur vir die film gehad, Quentin Krog, wat my ook baie raadsou gegee het oor wat ek verkeerd doen, wat ek nie verkeerd doen nie, kyk weer hierna, besluit weer hieroor, hoekom sê daai persoon daai spesifieke woord en nie die ander woord nie. Jy weet, so dit help baie as jy 'n goeie regisseur of 'n goeie redigeerder het. So jy het tegnies maar saam met jou eie fliek groot geword en ek dink dit is nogals regtig inspirerend. Jy is obviously nou al vir 5 jaar, of ekskuus, hoor my nou. Jy is nou al vir 5 dekades in 'n wêreld waarin baie mense uiteindelik sinies raak of voel, hulle het al alles gesien. So na 50 jaar in hierdie bedryf, waarvoor raak jy nog kinderlik opgewonde? Weereens, as iemand 'n ou storie vat en nuwe klere daarvoor aantrek, of wanneer ek 'n land besoek waar ek nog nie was nie, kom ons sê nou maar Italië, jy gaan Italië toe en jy ontdek vir die eerste keer Positano of jy ontdek vir die eerste keer Rome. Dit maak my werklik opgewonde, of ek is ontsettend lief vir die Bosveld. En ek ken die Bosveld nou al van voor tot agterdeur, maar daar's sekere dele waar ek nog nooit was nie. En skielik vat iemand my net na 'n sekere plek toe. En ek sien net iets wat ongelooflik mooi is, wat ek nie verwag het nie. En ek besef dan weer hoekom mense so lief vir die Bosveld is. So ek kan vir ure in die bos rondloop en net staar na wat gebeur en regtig opgewonde raak oor die kleinste dingetjies, soos 'n verkleurmannetjie wat as ek onder 'n boom staan, gelukkig is dit nie 'n slang nie, 'n verkleurmannetjie wat op my skouer klim. Jy weet, dit sou vir my
ongelooflik wees dat die diertjie besluit Ja. het om hier by my te kom sit. So. En ook waar ek opgewonde raak, ek het 'n worshondjie. En elke dag het daai worshondjie Wolfgang 'n ander nik of 'n ander gril of doen hy iets anders. Hy is nooit elke dag dieselfde al vir die afgelope 5 jaar nie. So as ek by die huis kom nou, gaan hy my weer op 'n ander manier groet as wat hy my ander kere groet. Jy weet, partykeer is hy kwaad dat ek nie daar is nie, of laat ek lank weg was, partykeer is hy ekstaties bly. Ek weet nooit as ek hy deur oopmaak, wat gaan daai hondjie maak nie. Dit maak my ook opgewonde. Ek dink ons het definitief iets in gemeen. Ek het ook 'n worshond, 'n dappelworshond. En hy het vir my so kwaad gehad gister, want op een of ander manier het hy uitgekom. Toe moes ek nou oproepe kry van my man af oor hoe my hond buite my hek staan en smeek om in te kom. En almal is op hol want niemand kry die hond nie. Intussen is hy net by die hek en hy vra bitter mooi om weer terug in te kom. Ja, so dit Hulle is wonderlik. Hulle is net eenvoudig wonderlik. Ek is definitief 'n worshond Ja, ek mens, ook. verseker. So, ek wil by jou hoor, daar is sekerlik ook 'n film, daar moet 'n film wees waarna jy teruggaan, bloot omdat jy daarvan hou. So ek het gewonder, wat is jou ultimate comfort movie? Die een wat jy weer sal kyk, al het jy hom al 20 keer gekyk. Ek sou definitief hier sê iets soos ja, ek dink aan Dead Poets Society is een van die films waarna toe ek herhaaldelik teruggaan omdat ek nie baie gelukkig op skool was nie en die kinders baie goed verstaan wat in daai skool is. En ek het op universiteit 'n Mr. Keating gehad, iemand wat 'n Mr. Keating was en wat vir my geleer het om nie skaam vir myself te wees nie, om nie bang te wees om my opinie te lig nie, wat my rol op 'n verhoog gegee het en ek is nie eintlik 'n akteur nie, maar wat vir my rol op 'n verhoog gegee het wat ek nie gedink het ek sal kan doen nie en wat my gehelp het om dit te kry. So ek het hom in Dead Poets Society gesien. So daai laaste toneel, sonder om dit weg te gee vir iemand wat dit nog nie gesien het nie, waar die seuns op die tafel staan, is 'n toneel wat ek kan net nie daarby verbykom nie. Ek huil so dat ek nie omtrent die film kan afsit nie. So ek gaan na Dead Poets Society terug om te weet daar is nog fantastiese onderwysers en onthou ons het fantastiese onderwysers in hierdie land. Maar ek het nie soveel van hulle gehad nie, maar ek het wel 'n Mr. Keating gehad wat my gehelp het om te besef jy hoef nie skaam te wees om Leon te wees nie. En ek sien hom in Mr. Keating. Dit is baie mooi. Nou goed, ek gaan vir jou laaste vraagie vra. Leon, ek wil afsluit en ek wil vir jou meer oor jou eie storie, maar met jou eie storie. Jy het jou lewe lank ander mense se stories beoordeel en vertel. As iemand vandag 'n film oor jou lewe moes maak, watter deel van Leon van Heerop se storie dink jy ken die publiek glad nie? Ek dink die probleem is hulle weet nou reeds omtrent alles van my af, jy weet, want daar word so baie op geskryf en daar's al soveel in my huis byvoorbeeld onderhoude en so aan geskied, dat ek wonder of daar 'n deel van my huis is of 'n deel van my is wat hulle nog nie ken nie. Maar die deel, ek dink van my wat jy regtig nie dalk ken nie, is ek wil vreeslik graag 'n chef wees. Ek wil vreeslik graag kos maak, maar ek kan nie. Om een of ander rede praat ek net nie soos Corley met kos nie. Dit gebeur net nie. En ek wil so graag leer kos maak. Nou eksperimenteer ek baie keer met kos maak. En dan die persone vir wie ek dit gee is altyd baie goed gemanierd en sê van o, dit was lekker en so, maar ek kyk na die bord, as daai bord nie leeg geëet is nie, weet ek dit het nie gewerk nie. En dan raas ek met daardie persoon. So die tonele as ek kos gemaak het en my reaksie, want ek is altyd paranoïes, my reaksie teenoor die mense wat geëet het en my reaksie na die tyd as hulle huis toe is, daai deel van my ken mense eintlik nie. Want ek het nog al 'n kortie meer aan my, al dink mense dit nie. Ek probeer as ek in die openbaar is om nie kwaad te word nie. Maar soms sê mense iets of doen mense iets wat my regtig net die duiwel in maak en dan ongelukkig gooi ek 'n geweldige vloermoer. Daarmee is ek baie goed. En ek het 'n harde stem ook, jy weet. So Definitief, hy dra lank en ja, hy ver. dra lank en mense kan dit byvoorbeeld hoor. So die vloermoer Leon ken mense nog nie eintlik nie. Ek dink hy is die interessantste van almal. Wel, dan hoop ek ons ontmoet hom nooit nie. Maar vandag se Leon wat ons ontmoet het, was fenomenaal. So Leon, baie dankie.
Nie net vir vandag se gesprek nie en al die flieks waarna ons nou gaan moet kyk, wat jy ons vandag van vertel het, maar vir dekades se stories, resensies en na die besonderse manier waarop jy Suid-Afrikaners geleer het om nie net na 'n fliek te kyk nie, maar om 'n bietjie dieper daarna te kyk. So dit was Leon van Nierop. En baie dankie Jessica vir lekker vrae. Dit is 'n bitter lekker plesier. So aan elkeen wat vandag saam met ons gekyk het, baie dankie dat julle deel was van Bitter Lekker Smaak My. As julle van die gesprek gehou het en hom baie geniet het wat ek weet ek het, onthou om te subscribe, die video vir ons te deel en 'n kommentaar te lewer oor wat jou vandag die meeste laat dink het. So tot volgende keer.